Goeiemôre almal, welkom terug by les 2 van graad 1 Afrikaans. Vandag gaan ons 'n klein toetsie begin. Ons begin sommer dadelik met 'n baie klein toetsie. Dis net om te kyk of julle die basiese goed van gister verstaan. Goed so kom ons begin. Afdeling A is net leesbegrip. Dis lees en beantwoord die vraag. Dis 6 punte. Baie maklik. So lees die storie. So die storie se naam is Luna die kat. Okay. Luna is 'n grys kat. Sy slaap op die mat, dan spring sy op die bed. Sy hou van melk en vis. Okay. So ons gaan aflei. Luna is 'n kat. Sy is grys. Sy slaap op die mat, dan spring sy op die bed. Sy hou van melk en vis. Okay. So hierso vra hulle, wat se kleur is Luna? Luna is grys. Okay, so daai het ek die eerste een saam met julle gedoen. Nou gaan julle vir my, waar slaap Luna, wat drink Luna graag, wat eet Luna graag, gou vir my doen, okay? En dan antwoord ook net of Luna 'n hond of 'n kat is, okay? As julle klaar geantwoord het, sal ek gou saam met julle dit merk, okay? Goed, okay, so, die eerste een het ek saam met julle gedoen, so hy sal korrek wees. Volgende een is, waar slaap Luna? Luna slaap op die mat. Julle kan nie net sê mat nie, want as julle nou bietjie ouer is en julle gee 'n baie kort antwoord, sal dit verkeerd wees, al tel dit net 1 punt. Sy slaap op die mat. Daar kry julle 'n punt. Okay? Wat drink Luna graag? Sy drink melk. Daar kan julle maar net melk sê, want hulle vra nie waar nie, hulle vra wat. Okay? Wat eet Luna graag? Sy eet vis. Daar staan dit. Okay, so daar staan sy eet vis, sy drink graag melk, sy slaap op die mat. En is Luna 'n hond of 'n kat? Daar staan dit, sy is 'n kat. Okay. Wat doen Luna op die bed? Sy spring op die bed. Okay, ek doen hom sommer gou weer saam met julle. Sy spring op die bed. Daarso is julle punt. Okay. So, soos ek gesê het, hierdie tel 6 punte. Soos julle dit reg het, dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kan julle net 'n sessie daarso skryf. Okay. Julle doen die in julle boeke. Doen dit maar net saam met my. Skryf die vraag en die antwoord neer. So, vraag eers en dan antwoord. Dan los 'n lyntjie oop en dan weer die vraag en die antwoord. En doen vir my die antwoord in een kleur en die antwoord, die vraag in een kleur en die antwoord in 'n ander kleur, asseblief. Dit gaan net julle lewe vir julle makliker maak as julle nie verstaan nie. Dan kan julle net weet, okay, pink is die vraag en blou is die antwoord. Of soos julle in potlood moet skryf, skryf in kleur potlood die een vraag, skryf in potlood die vraag, maar soos doen dit in kleur potlood. So die vraag in een kleur potlood en die res in jou grys potlood. Okay. Afdeling B is klanke en woorde. Ook net 6 punte. Baie maklik. Skryf 'n woord wat begin met M. Daar was in die gediggie wat ons nou net gelees het, in die storieetjie van Luna, was daar 'n woord. Dis mat. So dan kan jy 'n mat afskryf. Okay. Weer eens, ek het nommer 1 saam met julle gedoen, dat julle dit 'n bietjie meer verstaan. Nou moet julle vir my asseblief 2, 3, 4, 5 en 6 self doen. Dan sal ek nou weer by julle met die antwoorde. Okay, goed. So. Nou hierso kan julle sien, ons het nommer 1 weer saam gedoen. Daar's vir julle 1 punt al klaar. Onderstreep die kort woord. Die kortste woord daarso is vis. As jy hom reg het, kan julle vir julle 'n punt gee. Watter woord ry met mat? Kat. Dit is weer nog 'n punt. Onthou, M-A-T, at, soos julle dit ken. En at, want at, daarso, daai twee klink dieselfde. At, soos boom en room, ry
okay, want dis oom, soos, okay. So, dis dit, dan klank hierdie woord uit. Son is S-O-N, okay, daar's vele punte as jy dit reg het. Hoeveel klanke hoor jy in boom? Jy hoor 3 klanke, kom ek verduidelik vir julle. Daar's 4 letters, maar 3 klanke, want dis B, okay, O, dit tel is 1 klank, okay, dit tel net as 1 klank. Dit is suppose, dis bedoel om 1 te wees, maar okay, daar is 1. En M. So dis 3 klanke. Okay. As julle dit reg het, kan julle maar vir julleself 'n regmerkie gee. Okay. Die meervoud van kat is katte. Daar's 2 T's, daar kom 'n T by, want hoe gaan dit klink as jy sê dis 'n naam. Daai is 'n naam. Daar's dan kat. Nie katte nie. Katte het 2 T's. Okay, jy voeg 'n T by. Kat, te. Doen dit in meervoud. Lettergrepe, kat, te. Okay. Is net. Jy kan dit altyd so doen. Kat, te. Dan hoor jy. Okay. So, afdeling 3. Wel, C. Tel ook net 4 punte. Okay. Die een is 'n bietjie baie maklik. Dus hoekom ek net 4 punte tel. Kyk na die prent. Jy kan hier 'n eenvoudige prent van 'n hond of 'n kat of iets gebruik. Okay. So, jy moet nou gou-gou jou verbeelding gebruik. 'n Kat of 'n hond of 'n kind op 'n fiets. Okay. Skryf 'n sin van jou eie oor wat jy sien. Okay. Moet 4 punte wees. Let op, punte vir hoofletters, leestekens, sinstruktuur. Okay. So, onthou daai, baie belangrik. Ek gaan dat julle hierdie gou self doen. Dit stry in jou eie sin. So, ek gaan dit nie vir julle doen nie, ek sal wel vir julle 'n voorbeeld skryf. Goed. Ek, daar's 'n punt, dis 'n hoofletter. Sien 'n hond, hulle het gesê, iets, daar's nog 'n punt. Hulle het iets gesê van 'n fiets, daar's nog 'n punt. En daar is 'n punt, daarso. So daar's 'n punt. En ek sien 'n hond op 'n fiets probeer spring. Okay. Daar's julle 4 punte. Julle kan enigiets anders gebruik het, maak glad nie saak nie. Ek het net vir julle 'n voorbeeld gewys. Okay, en julle laaste, heel laaste vraag is taalgebruik. Net 4 punte. Kies die regte woord. So ek gaan hierdie nie saam met julle doen nie, julle gaan dit op julle totale eie doen, en dan as ons julle klaar is, gaan ons dit merk. Asseblief, pause die video met al jullie vrae. Pause die video tot julle dit self gedoen het, die antwoord en die vraag neergeskryf het, en dan die vraag en die antwoord neergeskryf het, en dan kan julle die video verder laat speel om te merk. Asseblief, dit gaan net julle kroek julle self as julle afskryf. Okay. Goed, kom ons merk. Ek, my, jy, naam is Lien. My naam is Lien. Skryf die sin reg. Hond die hardloop. Die hoofletter, hond hardloop. Daar sou ek 'n punt verloor het, daar's nie 'n punt nie. Onthou jou punte, asseblief. Altyd onthou julle punte. Okay. Watter een is 'n werkwoord? Eet. 'n werkwoord is 'n doenwoord. 'n werkwoord is iets wat jy kan doen. So onthou nie, dis basies 'n doenwoord. Okay? Dit gaan net laat julle makliker onthou. Okay, en dan laaste, kies die regte lidwoord. Ek sien 'n, die, sy, boom. Ek sien 'n boom. Okay. Weer eens 4 punte, dit tel 20 uit. Skryf vir my net daar so hoeveel julle het. Julle kan dit vir my e-mail of julle kan dit vir my wys in die klas op Superprof. Maar asseblief, of julle kan maar net vir my so sê hoeveel punte het julle in die comments. Okay?
verskoon die hond asseblief julle, maar daar is julle toetsie, en ek is trots as julle reg is, as julle 2020 het, 19 uit 2018, net nie minder as 16 het nie, anders gaan julle vir my dit weer moet doen, en as julle dan bo 16 het, of 16 op die kop het, dan is julle reg. Goed, ons volgende werkkaart is die seisoene. So ons gaan nou, genade. So ons gaan nou 'n bietjie meer van seisoene leer. Okay. So hierso gaan julle net vir my 'n prentjie moet teken oor elke seisoen. Dis baie eenvoudig. Dis 'n baie goeie begin. So kom ons begin sommer gou. Teken julle seisoene. En dan as julle klaar is, dan gaan julle aan met die video. Goed, sorry as julle 'n kind oorhuil. Dis my babietjie. Hy's uit 'n bietjie maagkrampe. Alright, so hierdie is lente. Blommetjies begin blom en groei en mooi lyk. Reg. Dis somer. Die son skyn lekker warm en goed soos dit. Dis herfs. Die blare val van die bome af. Goed soos dit. Dis is supposed. Dis bedoel, sorry, my Afrikaans en my Engels meng vandag, want ek moet begin Engelse klasse gee later. Dis supposed, sorry julle, dis bedoel om 'n sneeuvlokkie te wees, maar dis vir winter. So ek hoop julle het almal julle prentjies geteken. Dan kan ons aangaan na vandag se regte les toe. Goed, so voor ons aangaan wil ek hê in julle boeke, julle moet skryf werk. Okay. Julle moet vandag se datum skryf. Okay, en werkkaart 2. Okay. So skryf net dit vir my gou. En dan wil ek gou by julle hoor voor ons aangaan. Wie weet hoekom is daar seisoene? Daar is seisoene laat die temperature kan verander en laat dit lekker warm, lekker koel tussenin en koud is. Daar is baie verskillende redes hoekom daar seisoene is. Baie mense sê ander goed. Dis om die temperatuur te kontroleer. En daar's 12 maande, so elke 4 maande is 'n seisoen. Okay. So ek wil gou vir julle hierso wys voor ons na die werkkaart toe gaan. Kom ons sê nou, ek gaan, genade, ek gaan so maak, reg. Okay, dit werk nie, never mind. Kom ons maak net so, ons normale swart pen. Julle, gebruik hulle nie al asseblief. Kom ek teken dit gou dan so by julle. Goed. So ons gaan sê, een hoek is somer. Okay. Julle hoef niks te doen nie, kyk net gou so. Kom ek teken. Goed, so hierso het ons gou gesê somer, herfs, lente, winter. Okay, onthou dit so. Somer is lekker warm, lente is waar die blommetjies weer blom, herfs is soos net voor winter. Nee, net voor somer, sorry. Okay, goed, so ek moes nou eens my wiskunde gaan doen net. Lente kom eers, dan kom somer, herfs en winter. So daarna begin dit weer by lente en dis 'n siklus wat nie ophou nie, is 'n siklus wat herhaal. 'n siklus is in Engels 'n timeline. 'n cycle, as jy dit so ken. Maar anyway, ons begin by lente, somer, herfs, winter en dan lente, somer, herfs. So jy kan 'n liedjie, as julle wil ek moet, dan kan julle my net laat ek 'n liedjie vir julle skryf, dat julle dit kan onthou.
En ja, kom ons gaan aan. Goed, nou kan julle in julle boek vir my gaan skryf. 12 Junie 2025 en julle kan vir my sê werkkaart 1 of werkkaarte 2. Sorry, want ons het gister 1 gedoen. So daar's 'n paar werkkaarte. Okay. Lees en soek. Okay, so kom ons gaan. Okay. So lees die woord en kleur dan die prentjies in. Goed, ek gaan dit nie inkleer nie. Kyk net gou, so julle hoef niks hierso te doen nie, ek wil net vir julle wys. Okay. So ons gaan begin by pink somme. Alright. So 'n bil. Soos die bil. Okay. 'n pyl. Hier soos die pyl. Rys. Hier soos die rys. Ek gaan gou net die video stop tot die geraas weg is. Reg. Okay. Dan is daar 'n non. Non. Hier soos die non. Sorry julle, die hond draas verskriklik. Geel somme. Die hut. Hierdie is die hut. Okay. Kom ons gebruik dan geel. Die hond. Soos die hond. Rooi. Is nog 'n hut. Hier soos hy. Dit lyk meer soos 'n huis, maar ons sien niks. Dan 'n ligte blou. Is 'n kat. Hier soos die kat. Dan is daar 'n kas, hier soos ons kas. Kyk maar net of julle die goed voor dat ek het so sê vir julle. Kyk of julle dit sien. Dit sal julle help. Okay, dan soek ons die vis. Hier soos die vis mooi groot vir ons. Genade, dit is lelik. Dan soek ons 'n pet. Soos die pet. Nie soos 'n pet vis of iets nie. 'n pet is 'n hoodie. In Engels 'n cap. En dan soek ons 'n lip. En hierso is die lip. Goed. So daarso is die prentjies wat ons moes doen. Mooi gedoen. En kom ons weer gaan. Genade. Okay, gee my 2 sekondes. Goed so. Okay, eindklanke. So julle gaan weer eens, ons gaan dit sê. Julle kan gaan en hierdie mooi doen as julle wil. Julle kan net soos dit gaan skryf in julle boeke, dan maak julle vir my 'n hele rykie P's. So, okay. En dan almal hierdie gaan P's wees. So hierdie is 'n pop, die is pap, die is skop, die is tap, sap, kap, stap, dorp, enkele p. So dis alles woorde wat met p eindig, want dis eindklanke. Goed so, dit was aktiwiteit 1. Aktiwiteit 2, gaan ons gou net hierdie by mekaar pas. Okay, weer eens, doen vir my 'n gunsie, gaan soos screenshot die, en dan print julle dit, of teken vir julle apies en mane en hane, en soos 'n raam en goed soos dit, en
dan kan julle saam met my trek. Asseblief. En dis baie lekker. OK. So, hierdie is die raam. En die is die haan. Die is die aap. En die is die maan. Goed. Dit was maklik geweest. Dis die lekker ding van graad 1. Jy doen klein aktiwiteite en dan weet jy gaan dit onthou. So, as jy dit nie onthou nie, kom kyk maar net weer die video om julle te help. OK. Tweede laaste ding. Die bok. Ons het gister, ek dink die kat gedoen, of die hen, of die haan. Ek kan nie onthou wat het ons gedoen gister nie, maar ons het gister die ander kant van hierdie bladsy gedoen. So, kom ons gaan en doen vandag die ene. OK. Die bok. Dit is 'n bok. Die bok is bruin. Die bok staan in die veld. Die bok eet groen gras. OK. Begin met hoofletters, het punte. OK. Weerens, ek het gister vir julle gesê, ek dink dit was met 'n kat. Die. OK. Antwoorde staan altyd in hierdie stuk van die leesstuk. Die antwoorde sal altyd hier binne wees. OK, so wat is dit? Daar is ons die heel eerste antwoord, sommer heel bo, daar ook, is 'n bok. OK. Watse kleur is die bok? Die bok is bruin. Weereens, tweede antwoord, sommer net daar. Hulle het 'n stippeltjie so vergeet. OK. Bok is bruin. Wat eet die bok? Die bok eet groen gras. OK, ek wil hê julle moet dit so skryf. Die bok eet groen gras, nie net gras nie. Of nie net groen gras nie. Net die bok eet groen gras. OK. Soos daai hele sin. Skryf julle vir my uit. Kleur die bok in. OK. Hulle het gesê die bok is bruin. So ons gaan en ons gaan die bok bruin maak. Ons gaan nie enige ander kleur maak nie. Genade. Ek gaan nou nie ordentlik inkleur nie. Maar dit is wat julle sal kry in 'n toets as julle dit kry, dan weet julle. As nie, dan is dit ook OK, maar dan weet julle ten minste, julle kleur nooit die prentjies ander kleure in, as hulle nie so sê nie. So hulle het gesê, die bok is bruin, so ons kleur hom bruin in. Goed so. En nou vir die laaste ene gaan ons net 'n lekker dingetjie lees. OK. Bella die kat. OK. Bella die kat. Bella is 'n kat. Sy is 'n mooi kat. Bella hou van eet. Sy het 'n bal. Sy speel met die bal. Bella is 'n vriendelike kat. OK. So, hierso, weer eens kan julle sien, dis sin vir sin vir sin. So, die is een sin. Daai is een sin. Die is 'n ander sin. Daai is nog 'n sin, nog 'n sin, nog 'n sin. En nog 'n sin. OK. So, dit is basies hoofletter, 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 punt, 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 punt. OK, presies wat ons gister geleer het. Reg so. So, nou is ons klaar met ons goed op die. OK. Nou wil ek net gou vir julle iets anders wys. OK, so hierdie is heel nie almal se gunsteling op die vak of op die van die dag nie, maar ons moet dit doen om julle slim te maak. Ek sê nie julle is nie slim nie.
Goed, okay. Julle fokus meer op die kan, dis hoekom julle so maak. Ek sê maar net, julle fokus op die kan en nie hier nie. Goed, okay. So hierso het ek net vir julle goed gaan skryf. Omring die regte letter in hakkies. Okay. So, genade, kan julle fokus asseblief? Okay. So hierso is dit of 'n T of 'n L. Daar staan lier of tier. Nou kom ek sê net so, hierdie is 'n dier. So dit is okay. So dit is diere hierdie. Ekskuus julle, ek het gou 'n blonde oomblik gehad. Ek het deesdae vandag het ek baie blonde oomblikke. Dis diere en daar's een dier hier tussenin. 2 diere. Okay. Maar kom ons kyk. Okay, so hierdie is diere. Kom ek maak so vir julle en hierdie is ook diere. Hierdie 2 is diere. So met hulle en hierdie is nie diere nie. Okay. So hierdie is 'n tier. Julle kan hom net omring. Okay, want ons gaan omring die regte letter in hakkies. Okay. So. My vingernaels, ek moet hulle ophou byt. Okay, die is 'n B of 'n T, talon of ballon. Daar weet julle wat dit is, dis ballon. Omring hom maar net, ek skryf hom maar net hier sodat julle kan sien wat dit is. Okay, inkvis. Inkvis of hinkvis? So inkvis. Omring hom. Okay. Iont of hond? So hond. Okay, beer of eer? Okay, weer eens, sê ek vir julle, is 'n beer. Okay, hen of ten? Dis hen. Okay, goed. Ek gaan hierdie fokus. Okay. Omring die regte woord in hakkies. Nou moet jy die woord omring. Okay, kom ons begin. Ek eet my ek kos. Dit gaan nie sin maak as ek sê ek eet ek kos nie. Dis ek eet my kos. Okay. Sy bel hom haar ma. Sy sê dit is 'n meisie, so dis sy bel haar ma. Okay. Ek weet van baie mense wat praat van hom ma, sy bel hom ma, of hy bel hom ma. Nee, dis hy bel sy ma en sy bel haar ma. Okay. Waar is sy haar rok? Dis 'n rok. So dis definitief nie 'n see nie, dis 'n meisie. So dis haar. Ek haat hierdie fokus. Kom ek probeer gou vir julle. Goed, okay. Dan fokus julle. Fokus. Okay, fokus gou eers hierso. Okay. Kom ons maak maar net so, dit is beter. Okay. Hierso is nommers. In graad 1 tel julle. So ons gaan tot by 10 tel. So dis net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Hoe skryf mens 1? Dis Okay. Hoe skryf mens 2? T-W-E-E. Okay. Skryf mens 3. D-R-I-E. Okay. I. 3. Dis hoe julle dit ken as 'n I. 4 is F, wel I-R. Okay. 5 is F-I-F. 6 is S. 7 is E-W-E. 8 is A-G-T. 9 is N-E-G-E. 10 is 10. Is T-I-N. Okay. Wat ek vir julle wil sê, is, as julle sê eerste is altyd met 'n S-T-E. Want eerste klink nie reg nie. Okay. Die res van die nommers is altyd D-E. Daar gaan wel hierso weer verskil kom. Nou, ek het tot daar verkeerd geskryf, so ek moet terug gaan graad 1 toe, lyk dit my. Maar dis A, daar is 'n G, sien ek moet terug gaan graad 1 toe. Dis 8ste. Nie 8ste nie, dis 8ste.
Asseblief onthou net daai is nou saam met daai. En hier is weer STE, soos julle kan sien. 9de het weer DE en 10de het weer DE. OK. Goed, sigwoorde. Sigwoorde gebruik jy elke dag, soos elke dag. Ek het nou net 'n sigwoord gebruik. Ek het gesê, jy gebruik sigwoorde elke dag, daar's jy. So, aan is 'n sigwoord, af is 'n sigwoord, al is 'n sigwoord, as is 'n sigwoord, baie, bly, by, daar, dan, dat, die, dis, dit, doen, eers, ek en gaan, gee, goed. Gou, groot, haar, het, hier, hoe, hom, hou, huis, hy, in, is, ja, jaar, jou, jy, kan, klein, kon, kry, kyk, laat. Ek dink daar moet laat wees. Ek gou kyk. Goed, ek moet teruggaan. Graad 1 toe soos ek gesê het. Hierso, laat is 'n sigwoord en is nie laat nie, dan sit loop en ma. Daar's baie meer sigwoorde wat ek nou vir julle gaan wys op die tablet. Maar eerste wat ek wil hê julle moet doen, is nou vir my op 'n nuwe bladsy weer die datum skryf en dan 'n hoofletter P maak. OK, julle, kom ons begin by die begin. Ons gaan nie agteruit werk hierso nie. Ek het dit nou maar net besluit. Ek wou vandag die P-letter gedoen het, omdat ons die eindklank van P gedoen het. Maar ek dink ook daarso was ons 'n bietjie verkeerd geweest. Maar dis OK. So, dit maak nie saak nie. Ons is nog steeds op die regte trek. Op die regte pad. Sorry. Maar kom ons begin nou net en doen dit reg. OK, so ek wil hê julle moet vir my 'n hoofletter A maak. OK. En dan by daai hoofletter A wil ek hê julle met julle vingertjie net so sit en nog 'n A gaan maak. OK. En dan vinger nog 'n A. Vinger nog 'n A. Vinger nog 'n A. Dan gaan julle basies so aangaan met julle vinger. Ek soek vingerspasies daar tussenin. OK, oral is vingerspasies tussenin. Ek soek vingerspasies so. Ek wil hê julle moet vir my die hele bladsy vol A's gaan teken met vingerspasies tussenin. OK, of as julle een met vingerspasies gemaak het, gaan maak julle net onder elkeen van daai waarmee julle vingerspasies klaar het, nog 'n A. Goed. Dit gaan julle leer net om die A oordentlik te maak. Daar's geen regte, geen verkeerde manier nie. Soos julle kan sien, my A's gaan 'n bietjie skeef en lelik hierso. Dit moet nie so wees nie. Dit moet oordentlik wees. So ek wil julle gou wys hoe dit gaan lyk. Goed, en nou julle vir my 'n paar tot en met die helfte van die bladsy A's gemaak het, wil ek julle moet so maak. Goed, gaan vou julle bladsy voor julle begin met die A's. In die helfte. OK, ek moet dit seker aan die begin van die klas sê. Wel aan die begin voor ons begin werk sê, maar ek het nou skoon vergeet daarvan. Gaan vou julle bladsy in die helfte, en dan sal julle sien wat se lyntjie eindig die helfte van die bladsy, dis daai in. So die is een te veel A, maar dis OK, dit maak glad nie saak nie. Dan los julle vir my 'n lyntjie oop, wat nou hierdie lyntjie gaan wees byvoorbeeld. Daai julle een los julle vir my oop. So dit gaan so wees. En dan gaan julle vir my gaan en klein letter A's maak. Met 'n vingerspasie, klein letter A, vingerspasie, klein letter A. Weer eens en dan doen julle dit vir my tot onder. Goed. So, julle gaan die A so maak, hopelik net baie netjies, as myne onthou, daar moet net 'n vingerspasie tussenin wees. Daai is baie deur mekaar, daai is sommer julle groot 2 vingerspasies of soos dit. Kan julle pinkie gebruik as julle wil, wysvinger, maak nie saak nie. Maar dan doen julle net vir my die presiese selfe. Goed, so dan gaan julle bladsy so lyk. As julle klaar is. Goed so, reg. Ek weet ek het gister vir julle gesê ons gaan met Anita se volgende storie aangaan. Maar ons het meer as genoeg gedoen vir vandag. En ek moet nog 'n video gaan maak oor wat Superpro is, prof is en goed soos dit. So ek moet nog 'n paar goedjies doen. So julle kan vir my net hierdie gaan doen as huiswerk basies.
en dan sal ons weer later aangaan. Ek gee ook nou wiskundeklasse, so ek sal hier en daar wiskunde ingooi, Engels ingooi, so as julle nie weet nie, ek gaan Engels ook en wiskunde ook op hierdie kanaal maak, dan weet julle maar net, ek sal vir julle wel sê, en julle ouers sal die titel van die video sien, en julle sal dan weet. Maar, hierso is die basiese goed wat julle moet wees vir vandag. Ok, die laaste ding wat ek vir julle wil sê, is die graad 1 sigwoorde, soos algemene sigwoorde en goed soos dit. So, algemene sigwoorde is ek, is, jy, my, die, en, hy, sy, ons, hulle. Die vraagwoorde is wat, wie, waar, wanneer, hoe en hoekom. Plekke en dinge is hier, daarin, op, onderby. Okay. Werkwoorde is eet, slaap, speel, hardloop, sing, hoor. Mense en diere, mama, papa, maat, juffrou, hond, kat. Natuur en tuis is boom, son, huis, water, maan en ster. Gebruik die woorde in sinne. Ek speel met my maat, sy slaap in die huis, sy hond is op die bed. So dis die laaste ding wat ek vir julle wou sê. Okay. Maar julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Net vir my onthou om die A's te gaan uitskryf en dis al wat julle hoef te doen vir vandag. Dat ek net die video kan maak vir almal wat wil weet oor wat Superprof is en waar om te kry en goed soos dit, gaan ek gou die video vir dit maak. So dan sien ek julle in die volgende les.